Vader, baie dankie. Dankie dat U hier teenwoordig is. U sê waar twee meer by mekaar is in U naam is U daar. Dankie Here dat U ook sê waar twee meer saamstem in gebed, sal U ons hoor en verhoor. Daarom kom ons vanmôre Vader in Jesus se naam en ons vra, kom en bederf ons deur U Gees, Here, vanmôre met 'n vars openbaring van wie U is, hoe dit werk, hoe U werk, hoe dit in ons lewens werk, hoe dit veronderstel is om te werk. Dankie Here dat U woord lewe en lewe bring. En dankie dat ons in afwagting en met 'n verwagting vanmôre kom en vra, Vader, kom en spreek, U diensknegt luister. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ek kan gerus jou sitplek neem, Maritjie, jy kan daai deur vir ons oopmaak asseblief as jy wil. Baie dankie. Goeiemôre almal weer eens. Hallo julle aanlyners, môre. Ons is in 'n ander vertrek, het julle gesien. Ek wil net die ding bære. Ek kry kommentaar oor my aandagafleibaarheid. Dis nou klaar. Hallo. Ons is in 'n ander lokaal, prys die Here. Daar is 'n kunstefees ding, wat noem hulle dit, nê, in die dorp in Jeffreys Bay. So dis 'n uitgerekte KAK&K. Almal is in die dorp en ons lokaal is vanmôre nie beskikbaar nie, maar dankie Here vir hierdie lokaal hier by die huis. En as julle wat in Jeffreys Bay bly of die vir julle wat wil kom kuier, as julle nog nie hier in die gat was nie, kom kyk. Kom kuier saam met ons. Ons is besig, as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is, met 'n reeks rondom ons noem dit Pinkster, en die reeks se naam is God se verlossingspad met jou. Wat is God se doel? Wat is God se plan met jou? En in hierdie tyd wat ons fokus op die werking van die Heilige Gees, dan wil ons klem lê daarop dat ons moenie die Gees beperk tot die gawes en die vrug wat ons algemeen voorhou vir mekaar nie. Ons moet net so bietjie, as jy rekenaarterme wil gebruik, die backbone, die prosessor. Wat gebeur in die agtergrond daagliks, weekliks, uurliks, elke minuut in jou lewe en in my lewe, deur die werking van die Heilige Gees. Want sonder die Heilige Gees het ons nie kommunikasiekanaal gehad nie. As 'n ou die gebed konsep mooi, Jesus sit aan die regterhand van God, waar hy vir ons intree, waar hy die deur oopgemaak het. Maar die woord sê ook, wanneer ons uit woorde uitraak, dan tree die Heilige Gees met versigtiging vir ons in by die Vader. En dan kom baie mense en sê, ja, maar jy weet, dis waar die tale ding begin. Dis 'n gawe van 'n onderafdeling van 'n onderafdeling van, hoekom wil jy net daar fokus, terwyl daagliks, uurliks, daar waar jy in jou kar sit, daar waar jy in die bed lê, by die tafel sit, loop, doen wat ook al, sit op die strand en jy sê, Here, waar jy nou? Dis wanneer die Gees vir jou intree met versigtiging. Jy hoef nie eens te bid nie, jy's uit woorde uit, jy het nie meer die vermoë om jou emosie, dankbaarheid, hoef nie net negatief te wees nie. So, ons gaan fokus in hierdie paar gesprekke, in die paar weke wat kom, wat oploop tot by Pinkster, gaan ons fokus hierop, dat God regtig deur sy Gees, vir ons oë sal oopmaak, vir wie hy is. Dat hy ons oë sal oopmaak, vir wie ek is, vir wie ek en jy is. Dat hy ons oë regtig gaan oopmaak, om die totale godheid, dalk so klein bietjie beter te verstaan. Nou as jy nou vanmôre aanlyn 'n professor, dokter Jannie is wat hierdie goed verstaan, prys die Here. Asseblief wil jy nie begin bid dat die res van die ouens wat luister ook hierdie openbaring kry en ek ingesluit asseblief. Want dit is so of ons vasgevang is baie keer in die ou lewe. Jy weet, in die kerkindustrie, en dis reg, dis so, dis die wil van die Here, sê hy, Nikodemus wat by Jesus kom, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Dan sê Jesus, moet jy weergebore word. Sê, okay, hoe doen ons dit? Sê hierdie gebedjie agter my. Okay, dankie, nou is jy sjap, nou is jy daar. Nee, dis nie die waarheid nie. Dis nie die hele waarheid nie.
Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe, jy moet weergebore word maar daar's 'n verlossingspad, daar's 'n pad van heiligmaking. Wedergeboorte ons af en dan begin 'n nuwe lewe. Nou vir julle wat prentjies het daar agter, julle nuwe lewe is daai fisiekies wat so 'n jippie kan jy. OK. Dit is die nuwe lewe waarvan ons praat. As jy 'n vistank vat of jy sit vir jou duikbril op, jy gaan onder die water in, dan you finding Nemo, nee. Jippie, dis nuwe lewe. Hier gebeur dinge. Jy ontdek goetertjies. Wow, hier's 'n sterretjie. Hier's 'n skulpie, hier's 'n slakkie, hier's 'n krappie, hier's 'n haai, hier's 'n walvis. Daar's nuwe lewe vir ek en jy. Kom ons lees hom gou in Galasiërs 2 vers 20. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê: Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het deur in my plek te sterf. Die lewe wat ek nou op aarde leef, is nie ewige lewe begin nie die dag as jy doodgaan nie. Die teenwoordigheid van God begin die dag wanneer jy tot wedergeboorte kom hier op aarde. Hier en nou, vandag. Ons kan hier en nou reeds in die teenwoordigheid van die Here wees. Ja, ons is nie tot volheid nie, die volheid kom. Maar baie mense, selfs kerkgenootskappe, sê, maar ek het nou tot wedergeboorte gekom, daar's niks wat my kan skei van die liefde van die Here nie, so nou kan ek maar leef soos ek wil, eendag sal ek daar wees, want once saved, always safe. Ek kan maar maak wat ek wil. Paulus sê nee, die lewe wat jy nou leef, is 'n spieelbeeld, is 'n refleksie van dit wat kom. So ek en jy is op 'n verlossingspad, ek en jy is besig om na 'n heiligmaking ding toe te gaan. En dit is die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Hy gebruik mense rondom jou om te sê, hoorie, moenie dit doen nie, hou op met dit, begin met dit, ons het nou die dag gesê, stop, start, continue, wat gaan jy doen, hoe gaan dit werk, maar ek en jy, het jy al agtergekom hoe jy groei in die Here? En ek wil nie die woord gebruik op watter vlak is jy nie, dit is nie, maar hoe jy groei, jou kennis van die openbaring van die genade van die Here, hoe dit 'n sondebewustheid bring en 'n sondeoortuiging. Ek kan onthou toe ons net tot wedergeboorte gekom het, ek in 1992, toe was die Christelike of die kerkklere was die ding. Jy het T-shirts gedra en bandanas en ons het goed gedoen. Jy moet wys, ons het visies geplak op die karre, daai goed. Maar ek het 'n T-shirt gehad, julle, 'n pinke. Dit was voordat die Blou Bil met pink begin speel het, dit was nie daar toe pink nog pink was. Het ek 'n pink T-shirt gehad. En hiervoor was so 'n groot blou ding wat sê, I am the Christian that the devil warned you about. Mense het gehol as hulle daai T-shirt sien. Maar toe het ek op 'n stadium tot my sinne gekom en tot my besef gekom en net tot 'n oortuiging gekom. Het jy al CNA bestaan nie meer nie, nee. Bestaan hy nog? Nee. PNA is ook nog. Nee, is hy nog daar? Okay. Een van die NA's, een van daai. Daar was 'n tyd toe daar boeke was wat hulle op die voorblad sulke sterretjies geplak het en hulle het hom in 'n plastiese sakkie gesit. En hy was daar in die verste hoek van die CNA onder die volwasse afdeling. Onthou julle daai boeke? Ja. As jy hom nooit gesien het nie, prys die Here. As jy hom gesien het, dis hulle waarvan ek praat. Playboy. Die Scope, ou, jy hoef nie so radical te gaan nie, sommer die local uitgang, die loslyf, daai dinge. Trek vir jou so 'n T-shirt aan wat sê, ek is daai Christen. Dan gaan loop jy in daai gangetjie af. Dan kyk jy wat met jou gebeur. Mense sê, hoe is my 6de sintuig wat my nou pla?
Nee. Dis die Gees van die Here wat vir jou sê jy hoort nie hier nie. Daai ding waarmee jy nou besig is, stop dit. Stop dit, hy gee vir jou 'n nuwe lewe en kyk die ou goed het verbygaan, alles het nuut geword. Alles. Dis die werk van die Gees van die Here in jou lewe. Jy sien nou ons neig om te kom en te sê maar, ek soek nog net asseblief al hierdie gawes, ek wil dit doen. Maar die vrug is nog nie daar nie. En die nuwe lewe is nog nie sigbaar nie. Want dit is ek en jy se doel op aarde is om Jesus te verheerlik tussen mense rondom ons. Om God se verteenwoordiger te wees. Ons het dit verlede week gesê, God se doel met die Heilige Gees is almal saam eensgesind onder die koningheerskappy van Jesus. En as ek en jy nog nie in daai koepel tussen daai vlaggies swem nie, dan dra jy nog ou klere. Jy dra nog vreemde klere. Kom ons hoor gou Titus 3 vers 4 tot 5, die Bybel, die boodskap althans. Maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. God ons verlosser het vir ons kom wys hoe lief hy ons het. Sy goedheid was nie lippetaal nie, nee, hy het ons verlos. Hy het dit nie gedoen omdat ons so goed geleef het sodat hy ons moes verlos nie, nee, hy het dit gedoen omdat hy ons so baie jammer gekry het. God het ons heeltemal nuut gemaak. Ons is 'n tweede keer gebore toe ons sy kinders geword het. Toe is al ons sondes afgewas. God het ook deur die Heilige Gees nuwe lewe aan ons gegee. Nuwe lewe. Ek en jy moet leer om te luister, om te verstaan. Nie om te luister om te verduidelik nie. Baie keer as ons luister na selfs 'n preek op die TV, daar waar jy is, ons stuur vir mekaar goedjies aan en dis oulik. Maar luister jy na dit wat mense vir jou voorhou as die waarheid? Daar is 'n TV-evangelis as dit kom by finansiële bydraes, dan sê hy op TV, ons gaan nou die tiendes en die offergawes opneem. And just please note, I've been tithing so much in my life that God has got no option but to bless me. So you better start tithing, Boeta. Gaan kyk hom. Maak nie saak wie sy nie. Dis wat hulle sê. Daar's mense wat sê, as iemand by jou kom en in jou gehoor sit en jy weet vir jou siel, dis sy laaste R10, gaan jy dit vat? Hy sê ja, want dis God se verantwoordelikheid om hom te bless omdat hy sy geld vir my gee. Dis nie nuwe lewe nie, julle. Dis nie onder die leiding van die Gees van die Here nie. Daai is 'n mensgemaakte triek. Daai is 'n dwaalleer, in feite daai is van die vyand af. Dis nie die waarheid nie. So as jy nou vanmôre hier sit, of jy daar waar jy onder die boom lê en vir ons kyk, hierdie wonderwerk, dat God vir jou 'n nuwe lewe gee, gaan gepaard met hoe jy die wêreld sien, jou visie. Jou visie. God gee vir ons 'n nuwe visie. Julle prentjies, daar wat julle besig is om in te kleur, dis daai wurmpie. Check hy groot oë, julle gesien. Hy kyk nou met nuwe oë na die blaartjies rondom hom. Al daai blaartjies lyk ewe aanloklik, maar deur die Gees van die Here sê hy, moenie daar eet nie, eet hier. Moenie dit doen nie, kyk daar. Pas op, die takke te einde, het jy dit nou al beleef? Het julle al daai stuk snelweg gesien daar in Kaapstad? Hulle skiet baie films daar. The Road to Nowhere. Maar en dan stop hy net so, boem. Nuwe visie, kyk wat om jou aangaan. Kyk wat gebeur met jou op jou verlossingspad onder die Gees van die Here se leiding. Om te sê, Here, wat wil U hê moet ek sien? Wat wil U hê moet ek besluit met dit wat ek sien? Here, okay. Want ons haal maklik die skrif aan om te sê vernuwe jou denke. Dit is so.
Vernuwe jou denke. Paulus sê dit, no problem, vernuwe jou denke. Ons het nou die dag daaroor gepraat. Is dit so simplisties om te sê ek sukkel met dit, ek neem 'n besluit en dis nou verby. Dis nou klaar. Dit is nie so maklik nie. Want jy is liggaam, siel en gees. Jy het 'n muscle memory in jou brein is 'n muscle. Jy het 'n emosionele memory, jy het 'n geestelike memory, jy het goed wat jy moet ontleer sodat jy nuwe goed moet aanleer. Maar God sê vir ons, die Heilige Gees stel ons in staat, gee vir ons die vermoë om onder sy leiding 'n nuwe visie te kry, 'n nuwe wêreldbeskouing. Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, ja. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Julle, ek wil 'n stelling maak, maar jy moet mooi hoor wat sê Koos vanmôre. Ons is nie Jesus nie. Kan dit nooit wees nie. Maar ons is kinders van God. Ons is verteenwoordigers van God. Ons is Jesus met vel aan vir mense rondom ons. En ons sê dit vir mekaar, die Bybel sê dit, ons groei om na die gelykenis van Jesus gelyk te word. Ons groei na 'n heiligmaking toe om te sê, laat staan sulke dinge, laat staan. Kom ons groei en ons sien, en as jy vanuit jou eie denke, vanuit jou eie kragte, vanuit jou eie oortuiging, en ek wil amper sê, jou intellek, ek het 'n ding gelees, en nou gaan ek dit probeer. As dit nie onder die leiding van die Gees van die Here kom nie, gaan dit nie werk nie. Ek praat uit my eie lewe uit. Hoeveel keer het ek opgehou rook? Ek dink er staan er 3 vir die tweede keer. En dit het net, nou gaan ek ophou rook. Hoe nou gaan ek, Paul, watch my. Môre dan rook ons maar weer. Gaan ons die Ellis Park toe gaan kyk ons rugby, halftyd, jy pakkie Camel Plain opgerook, as jou stem daarmee heen. Kom jy by die huis en voel jy soos 'n ding. Môre sê, nou gaan ek ophou rook. It's just not gonna happen. Ja, ons kan, natuurlik kan jy. Maar wat gebeur in afhanklikheid, in die afhanklikheid industrie, kom ons gaan daar, nou laat ek rook praat. As jy uit jou eie krag, jou afhanklikheid probeer beveg, en afhanklikheid kan van enigiets wees, julle koffie, sosiale media, jy kan afhanklik raak van enige ding. As iemand vir jou sê, hoor jy moet minder tyd op die selfoon spandeer, wat doen jy? Jy vervang dit met 'n lesser evil. Nou sit ek my voor neer en nou begin ek koffie drink. Is koffie noodwendig sleg vir jou? Nee, maar as jy afhanklik is van koffie, dan het jy 'n probleem. Ja, maar nou, daar was 'n tyd in my lewe waar ek 'n 2 liter koeldrank deur die nag opgedrink het. Nou, elke aand. Hoekom? Het jy suikersiekte gehad? Nee.
Dit was net vir my lekker, dit was vir my 'n comfort zone, dit was vir my goed, as ek wakker word en ek het 'n benoudheid of 'n wat, dan loop ek kombuis toe en ek drink 2 liter koeldrank op en dan gaan slaap ek verder. Dis 'n afhanklikheid. Ons het al hoeveel keer gepraat oor daai Godgat in jou hart, waar ons sê, dis net God, Jesus, die Heilige Gees, wat daai gat kan vul en vir jou kan vrede gee. Jesus sê, ek gee vir jou die vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat hierdie wêreld nie vir jou kan gee nie. So as ons sê, ons kyk met nuwe visie, met nuwe oë na die wêreld, na ons lewe, na die omstandighede, na God, dan is dit net deur die Heilige Gees wat ek en jy daai genadegawe ontvang waar hy sê, ek sal jou oë oopsluit sodat jy hierdie goed kan sien en verstaan. Jy sien weer eens, ek hou aan teruggaan daarna. Hoekom wil ons daar begin? By die gawes, by the man of power for the hour op die verhoog. Jesus, ek kan dit, ek kan somersaults maak en wat. Maar ons is nie hier om God te sien vir wie hy is, om die Heilige Gees te sien vir wie hy is, om Jesus te sien vir wie hy is. Jy weet, dit is soos om in 'n kar te klim en jy het geen idee waar die engine is, voor of agter. Ons ken daai ou grappie van die ou met die Volkswagen Beetle, nee, wat by 'n padplekade stop. Sê die polisieman, nee, ons gaan net check of die 'n gesteelde kar is. Maak oop die bonnet. Ek wil die engine nommer check. Maak hy oop, hy sê, waar's jou engine? Jou engine's weg, hier's moeilikheid. Hy sê, moenie worry nie, ek het nog een daar agter. Jy gaan vir jouself skade maak. Jy gaan vir jouself skade maak in die sin van, jy gaan 'n beeld leef na mense rondom jou wat nie die waarheid is nie, of wat nie gebaseer is op die waarheid nie. Julle ons almal maak foute, ek die meeste van almal. Maar in jou lewe het ek en jy 'n verantwoordelikheid om Jesus se ware beeld uit te dra. Dit bring ons by die derde aspek van hierdie gesprek. Nuwe lewe bring 'n nuwe leefstyl. God bring vir ons die vermoë om 'n nuwe lewe te hê. Die nuwe lewe bring 'n nuwe visie, maar dit bring ook 'n nuwe leefstyl. Romeine 12. Ons almal ken hierdie skrif, as jy hom nie ken nie. Hier kom hy nou, Romeine 12 vanaf vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dit is die kern, die wesenlike, dis die grondslag, dis die fondasie van hoekom ek en jy kinders van God is, om vir hom aanneemlik te wees. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons bid hoeveel keer? En ek sê, Here, gee vir my u gees van wysheid, insig, waarheid, onderskeiding. Om te wat? Om te wat? Wat wil jy maak daarmee, Koos? Wat gaan jy doen daarmee? Wat gaan jy, hoekom bid jy hierdie goed? Hoekom wil jy dit hê? Ja, ons wil die gawes hê. Ja, ons wil hierdie gees van onderskeiding en wysheid en insig en waarheid en ons wil al hierdie goed. Hoekom? Sodat ons kan leef welgevallig aan U. Want jy sien weer eens, sonder die gees van die Here gaan al jou pogings tot nul kom. Ons almal leef in glashuise. Ons almal leef in 'n bubbel. Ons almal maak foute. Ons het al gepraat daaroor, wat is die verskil tussen 'n fout en 'n sonde? 'n Fout is om iets te sê, jy babbel sommer net brul, en jy sê die verkeerde ding. Dis 'n fout. Maar as jy gaan sit en jy beplan en jy dink en jy werk jou toespraak uit, dat ek daai verkeerde ding gaan sê, dan is dit 'n sonde. Ek het 'n fout gemaak.
Ek het oor die stopstraat gery. Ek het nie gesien daar's 'n stopstraat nie. Ek was besig met ander goed. Ek was in 'n ander wêreld, sorry. Maar as jy nou vanmôre hier uitry en jy sê, watch my, ek gaan nie by een stopstraat stop vandag nie, jy gat ons. Dan leef jy buite die wil van die Here. Hoekom ry ek en jy met ons aanvallige vuurwa, hoe hy ook al lyk, en ons ry gou-gou groot dorp toe, en ons sit om daai knoppietjie van speed control, pom, 118, daar gaan ons. Dan kom mense en sê, ja, maar hulle vang eers van 126 af, jy kan nou maar 'n bietjie push, hoor. Of jy 100 ry, of jy 140 ry, as jy aankom en daar staan 'n wit kar onder die brug, wat doen hy? Hy breek. Why? Jy ry net 118, jy mag 120, hoekom stop jy? Want jy weet, hier binne, ek jaag gewoonlik aan, terwyl ek in die kar is. Ek ry gewoonlik te vinnig. Dis 'n natuurlike ding, dis 'n instink, dis so. Daar's 'n verskil tussen 'n fout maak en 'n sonde maak. 'n Sonde maak is om buite die wil van die Here te leef. 'n Fout maak is net menslik. En daarmee sê ek nie, ag, is ook daar vergewe my, jy weet, ek is maar een van God se probleemkinders, jy weet, ek maak maar so af en toe 'n foute, wat nee. Laat staan sulke dinge, laat staan. Kom ons stop dit. So vanmôre wil ek nou vir jou uitdaag, daar waar jy is. Dis 'n nagmaaldiens, vir jy nie gou-gou vir jou nagmaal elemente bymekaar kry nie. 'n Glasie sap en 'n broodjie of 'n dinge wat kry jou familie bymekaar, en as dit nou beteken jy moet die hele ding weer oorkyk, dan is dit so. Ons leef in Afrika waar hulle alles 2 keer vir mekaar sê, Bafana, so, mama gloek, is lekker. Luister hom weer, maar gaan kry jou familie bymekaar. Kom ons gebruik nagmaal, en ons sê vir God, dankie vir môre. Dankie dat Jesus gesterf het, dat Jesus gekom het in die eerste plek, dat hy gesterf het vir my en vir jou, maar dat hy opgestaan het uit die dood, om die dood te oorwin, en daarom dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is hier en nou betrokke en besig, en het gewerk, en is besig om te werk, en gaan werk, in ons lewens, om ons 'n nuwe mens te maak, om ons wedergeboorte te gee. Onder leiding van die Gees, is ons besig met 'n heiligmakingproses, 'n verlossingspad. Wil jy nie saam met ons nagmaal gebruik nou, terwyl ons luister na hierdie liedjie van Michael W. Smith, wat sê, let it rain. Let it rain. Here, laat u Gees kom, laat u Gees reën in my hart. Kom voed my, kom soos daai eierwit, daai vrugwater. Here, kom vul my, kom voed my, kom wys my, kom lei my. Dat ek die regte vrae vir die regte mense vra, dat ek by u woord uitkom, dat ons regtig gaan fokus op die werking van die Gees van die Here in ons lewens, en nie net op die hande nie, maar op die hart van God. Kom ek en jy, kom op 'n punt waar ons sê, die werkinge, die uitleef van hierdie gawes en vermoëns, en dis amazing, dis wonderlik. Wat 'n voorreg om vir iemand te kan hande oplê en te bid vir genesing. Wat 'n oomblik om na iemand toe te gaan en om na die Here toe te lei deur 'n woord. Om iemand te troos, om iemand te versorg. Dit is fenomenaal, maar ken ek en jy die werking van die Gees van die Here in jou, om jou oë oop te maak. Om hom te sien, om 'n nuwe lewe te kry, om 'n nuwe visie te kry, om 'n nuwe leefstyl aan te kweek. Ons groet julle aanlyners, vrede, dankie vir julle gebede, dankie vir julle liefde, vir julle ondersteuning. Kom ons gebruik die nagmaal in ons eie tyd, en kom ons sê net vir die Here dankie, vir sy Gees, vrede vir jou.